Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, die mens se onvermoë om homself te red. Terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Galasiërs hoofstuk 2 vers 16. 'n ander ooreenkoms, in die skrif die Ou Verbond genoem, is tussen God en Israel by Sinaï gesluit en is toe bekragtig deur die bloed van 'n offerande. God het hulle, Israel, sy wet gegee met die belofte van groot seëninge op voorwaarde van gehoorsaamheid. As julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Eksodus hoofstuk 19 vers 5 en vers 6. Die volk het nie die sondigheid van hul eie harte besef nie, en dat dit sonder Christus vir hulle onmoontlik was om God se wet te onderhou nie. En hulle het gereedelik 'n verbond met God aangegaan. Omdat hulle gevoel het dat hulle hul eie geregtigheid kon vestig, het hulle verklaar: alles wat die Here gespreek het, sal ons doen en daarna luister. Eksodus hoofstuk 24 vers 7. Hulle het die verkondiging van die wet 'n ontsaglike majesteit aanskou en het van vrees voor die berge gebewe. En tog het slegs 'n paar weke verbygegaan voordat hulle hul verbond met God verbreek en neergebuig het om 'n gesneede beeld te aanbid. Hulle kon nie hoop op die guns van God deur 'n verbond wat hulle verbreek het nie. En nou, toe hulle hul sondigheid en hul behoefte aan vergifnis sien, is hulle gebring om hul behoefte aan die Verlosser te voel wat in die Abrahamitiese verbond geopenbaar is en wat in die offerandes afgeskadu is. Die bepalings van die Ou Verbond was gehoorsaam en lewe, wat die mens moet doen dat hy daardeur kan lewe. Maar vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie hou om dit te doen nie. Esegiel hoofstuk 20 vers 11, Levitikus hoofstuk 18 vers 5 en Deuteronomium hoofstuk 27 vers 26. Die nuwe verbond is gestig op beter beloftes, die belofte van vergifnis van sondes en van die genade van God om die hart te vernuwe en dit in harmonie te bring met die beginsels van God se wet. Die enigste middel tot verlossing word voorsien onder die Abrahamitiese verbond.